Dit gaan sommer baie goed saam met Tannie vandag. En Tannie is so bly om vir julle weer 'n storie te bring. Kom ons luister. Pinkster. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was die disippels almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in vlamme verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe: "Die mense wat daar praat, is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het." Hulle was almal verbaas en het die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra: "Wat kan dit tog beteken?" Maar party het gespot en gesê: "Hulle is dronk." Toe staan Petrus saam met die 11 ander disippels op en sê: "Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar 9 uur in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my Heilige Gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal visioene sien, julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my Heilige Gees uitstort, en hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lug en wonders op die aarde gee. Bloed en vuur en rookwolke, die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi, voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. So sal dit dan wees. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word." Petrus het ook verder gesê: "God het Jesus van Nasaret aan julle bekend gestel deur die kragtige dade, die wonders en die tekens wat God hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle self, hy was aan julle uitgelewer. En julle het hom deur heidene aan die kruis laat spyker en hom doodgemaak. Maar God het hom uit die dood laat opstaan." Petrus sê toe: "God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak." Toe die mense dit hoor, was hulle baie hartseer en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra: "Wat moet ons doen, broers?" Toe antwoord Petrus hulle: "Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Christus Jesus, en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang." Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en by hulle gepleit: "Laat julle red tussen hierdie bose mense uit." Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag deur die Here gered. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en almal was gevul met wonder. Al die gelowiges was saam en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom. Van huis tot huis het hulle gegaan en saam brood geëet en God geprys. En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. My liewe maatjies, ek hoop julle het hierdie storie van Petrus en die apostels geniet. Hulle het die woord van die Here gepreek en baie mense het God saam met hulle gedien. Hulle het omgegee vir mekaar en het hulle brood en alle ander besittings gedeel met al die mense, sodat niemand honger of arm was nie. Ons moet ook deel met ander kinders wie nie so baie het soos ons nie. As jy baie brood het, kan jy dit ook deel met ander kinders, en as jy baie speelgoed het, kan jy jou ouers vra of jy dit kan deel met ander kinders wie arm is. God sal jou seën met meer as jy altyd gee aan ander mense wat nie so baie het nie. Ons moet ook wees soos Petrus en vir ander mense vertel dat Jesus hulle liefhet en dat hy op die kruis gesterf het vir hulle sondes, sodat hulle ook gered kan wees en hemel toe kan gaan. Hulle moet bid tot Jesus en vir hom vra om hulle te vergewe en hulle te red. En julle moet onthou dat
wees en mooi bly tot 'n volgende keer. Bye.